'n motor lig 'n vrag vertikaal opwaarts teen 'n konstante spoed. Watter kombinasie van die arbeid verrig deur die motor en die drywing wat deur die motor omgeskakel word, is korrek? Die korrekte antwoord is C. Newton se tweede wet sê vir ons, die netto krag is gelyk aan die massa maal met die versnelling. Nou in hierdie geval beweeg die vrag teen 'n konstante spoed. Daar's dus geen versnelling nie, so die netto krag wat inwerk op die vrag is gelyk aan 0. Nou as ons 'n vrye liggaamdiagram teken van hierdie vrag, dan sien ons daar's twee kragte ter sprake. Daar's die krag wat die motor uitoefen opwaarts en daar is gewig afwaarts. Maar omdat F net gelyk is aan 0, kan ons sê dat die krag wat die motor uitoefen gaan gelyk wees in grootte aan die gewig van die vrag. Maar die vraag vra spesifiek die arbeid wat verrig word deur die motor. So die arbeid wat verrig word deur die motor is gelyk aan die krag van die motor maal met die verandering in vertikale hoogte maal met die kos van theta. Nou kom ons begin met kos theta. Wat is ons hoek? Die bewegingsrigting is op, die krag wat inwerk is op. So kos theta gaan in hierdie geval die kos van 0 grade wees en dit is 1. So ons kan ons vergelyking dan vereenvoudig. Die krag van die motor is gelyk aan Fg maal met die verandering in vertikale hoogte, dis delta I, maal met 1, want kos van 0 is 1. Nou, as ons dink aan Fg, dis massa maal met gravitasie. Dis 'n konstante maal met 'n konstante. Daardie waarde gaan konstant bly. Maar wat gebeur met delta I? Hoe hoër hierdie vrag opgelig word, hoe groter is die waarde van delta I. En hoe groter die waarde van delta I, hoe groter die waarde van die arbeid wat verrig word deur die motor. Daar is dus 'n toename in die arbeid wat verrig word soos wat die tyd aangaan. En die verandering wat jy op 'n fisika vlak gaan waarneem is, soos die vrag hoër en hoër opgelig word, neem die potensiële energie van die vrag toe. Nou net dat jy nie deur mekaar raak nie, wat van die netto arbeid? Want soos jy self weet, die netto arbeid is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. En in hierdie geval is daar geen verandering in kinetiese energie nie, W net is gelyk aan 0. Nou, kyk na die vergelyking wat jy ook goed ken. Die arbeid verrig deur die motor het ons sopas bepaal is opwaarts, dit is positief. Arbeid verrig deur wrywing, daar is nie enige wrywing nie, hierdie vrag beweeg in die lug. En omdat daar ook nie 'n kontakoppervlak is nie, is daar ook nie enige arbeid wat verrig word as gevolg van die normaalkrag nie. Maar as dit kom by arbeid verrig as gevolg van gravitasie, gaan dit afwaarts wees. Hoekom sê ek so? Bewegingsrigting is op, gravitasie is af, kos 180, dit gaan vir ons 'n minus gee in ons vergelyking. Nou, hierdie twee waardes, die arbeid verrig deur die motor en die arbeid verrig as gevolg van gravitasie, gaan in grootte dieselfde wees, maar in rigting teenoorgesteld. En saam gaan hulle mekaar uitkanselleer, so W net gaan inderdaad 0 wees. Maar dit beteken nie dat die arbeid verrig deur die motor gaan ook 0 wees nie. Soos jy gesien het, daar's wel arbeid wat verrig word. En hoe hoër en hoe hoër en hoe hoër die vrag opgelig word, hoe groter en groter en groter word daardie waarde. Kom ons kyk nou na die drywing van die motor. En daarvoor moet ons na 'n ander vergelyking kyk. Dis 'n vergelyking wat dikwels misgekyk word deur leerders. Die gemiddelde drywing is gelyk aan die toegepaste krag maal met die gemiddelde snelheid. Nou wat is die toegepaste krag? Ons het ons vrye liggaamdiagram, so ons weet dat die gemiddelde drywing gaan gelyk wees aan die krag van die motor en ons maal dit met die gemiddelde snelheid. En ons weet reeds, die spoed waarteen die vrag opgelig word,
bly konstant, so dit gaan net V wees. Die grootte van die krag wat die motor uitoefen is gelyk aan die grootte van die gewig, want F net is gelyk aan 0. So, ons kan hier sê dat F motor, die grootte, is dieselfde as Fg maal met V, en Fg is die massa van die vrag maal met gravitasieversnelling maal met die konstante spoed. Nou, dink gou-gou. Die massa bly konstant. Gravitasieversnelling bly konstant. Die spoed waarteen die vrag opgelig word, bly konstant. So wat kan jy vir my sê van die drywing? Dit bly konstant. In eenvoudige Afrikaans, die hoeveelheid energie wat per sekonde omgeskakel word, bly konstant. Die korrekte antwoord is dus C. Die arbeid verrig deur die motor neem toe soos wat die vrag al hoe hoër en hoër opgelig word, terwyl die drywing wat deur die motor omgeskakel word, konstant bly.